Mense besef nie hoe dat die Here dit gebruik wat in ons verlede gebeur het, om ons te vorm vir waarheen hy met ons op pad is nie. En daarom gebruik ons graag die woorde, my story becomes my ministry. Ek wil vir jou 7 dinge noem wat die Here gebruik het om van Paulus 'n uitverkore instrument te maak. En die eerste het te maak met sy agtergrond as fariseer. Dit het 'n streng oefenterrein in sy lewe na vore gebring. Fariseërs was bekend vir hulle gedissiplineerde manier van lewe, die streng nakoming van die wet, en hierdie lewenstyl het hom in moeilike tye gedra. Die woord fariseer beteken letterlik afgesonderdes. Dit verwys na hulle wat hulle van sonde en onreinheid afgesonder het om God se wet te kan handhaaf. Hierdie opvoeding het in Paulus 'n gewoonte van selfondersoek en streng uiterlike gedrag ingeskerp. Hy skryf later oor hoe hy sy liggaam oefen om hom te onderwerp, en dit staan in 1 Korinte 9:27. Hy het daardie fariseer fokus gehad op konsekwente gehoorsaamheid, op hierdie nuwe lewe wat hy in Christus ontvang het. 'n Tweede belangrike saak het te maak met die voortdurende gebed. Daardie ding dat 'n fariseer in sy vroeë kinderjare begin het om vaste gebedsrituele en tye te handhaaf. 'n Fariseer se dag was gestruktureer rondom daardie vaste gebedstye en is nooit aangepas vir 'n gerieflike manier van lewe nie. Paulus se woorde, jy bid sonder ophou, was gebou op hierdie lewenslange fondament om gebed as die sentrale geestelike merker in sy lewe te stel. 'n Derde gedagte is dat as fariseer was hy opgevoed onder Gamaliel, een van die mees gerespekteerde Joodse geleerdes van sy tyd. Hierdie opleiding en die memorisering van die skrif, kundige kennis van die boodskap van die profete en 'n diep begrip van die komplekse mondelingse tradisies vereis. Hierdie streng akademiese agtergrond het aan hom diepte en logika gegee wat nodig was vir daardie briewe wat hy sou skryf om die heilsweg te verduidelik aan Jode en nie Jode nie. 'n Taak wat 'n geleerde persoon vereis het. Die vierde saak, dit was duidelik dat 'n fariseer 'n ambag moes beoefen. Paulus se dissipline van tent maak het waarskynlik voortgespruit uit hierdie fariseer se agtergrond, dat 'n onderwyser nie net die wet moes bemeester nie, maar hy moes homself ook kom onderhou. Paulus het die ambag van tent maak as 'n jong man geleer, en omdat hy homself kon onderhou, kon hy gemeentes in nuwe stede plant sonder om 'n finansiële las te wees, wat ook vertroue gebou het by diegene onder wie hy gewerk het. 'n Vyfde gedagte is dat die Here het elke deel van sy opvoeding gebruik om van hom 'n perfekte instrument te maak vir die uitbreiding van die evangelie in die Romeinse ryk. Hy was 'n Romeinse burger van geboorte. Dit was 'n waardevolle status vir 'n Joodse man. En die Here het dit gebruik om Paulus in sy bediening te beskerm. 'n Sesde gedagte, hy was gebore in Tarsus. Dit was 'n plek wat hy geleer het hoe om hom aan te pas tussen heidene en Jode. Hy kon Grieks baie goed hanteer. Hierdie agtergrond het van hom 'n belangrike brugbouer gemaak. En die 7 en die laaste gedagte is dat Paulus, wat uiteindelik hom nie anders kon sien as 'n gewelddadige vervolger van die Christene nie, sy kragtigste getuienis was: niemand is buite die Here se bereik nie. My story became my ministry. En hy kon met gesag praat oor die verandering wat die Here deur sy genade in 'n mens se lewe bring. Nou wonder ek, wat het die Here gebruik om jou te vorm? Mag jou oë daarvoor oop wees, sodat jy kan dankie sê. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie dag. Dankie vir die verandering wat U in ons lewe bring. Ons eer U daarvoor. Amen.